Here, ons kom na U toe met groot dankbaarheid dat U alles vra nadat U dit gegee het. Die enigste ding, Here, wat U vir ons absoluut oorsmeek, is ons lewens. En dit het U in die eerste plek ook vir ons gegee. Dankie dat ons dan ook vanoggend op 'n manier kan bydra tot lewe in die algemeen, maar ook die lewe wat U vir ons gegee het. Gee dit ons met dieselfde sorg waarmee ons aardse lewens versorg, ons ook ons geestelike lewens mee sal versorg. In Jesus se naam vra ek dit. Amen. Ons teks vanmôre is 2 Konings 2 vers 1 tot 12. Dis die verhaal van Elia wat in die hemel opgeneem word, en daarmee sluit ek dan aan my reeks oor Elia af. Ek kon dit regkry om die ander reekse op YouTube te laai, so as jy aangaan onder Adrian VT, dan sal hulle wel daar op verskyn op YouTube. Behalwe die tweede ene, toe ons ook probleme met die internet gehad het ek hom nie opgeneem daardie dag nie. Ek sal kyk of ek hom tog kan opneem, en dan op 'n manier ook laai, maar dan sal almal die hele reeks van die 5 Elia tekste sal dan ter sprake kom. Nou, ek gaan nie vanoggend praat oor Elia wat in die hemel opgeneem word, maar ek gaan hê jy moet luister na die name van die dorpe en die plekke wat genoem word in hierdie gedeelte wat ek gaan saamlees asseblief. Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in 'n stormwind in die hemel sou opneem. Nou, die wyse waarop die teks geskrywe is, sê vir ons dat die mense rondom hom het geweet. God gaan vir Elia wegvat in 'n stormwind. Elia en Elisa, dis nou sy medehelper, het gesê, het uit Gilgal vertrek. Maak 'n knoop in jou oor Gilgal. En Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Tweede plek, Bethel. Elisa se antwoord was, so seker as wat die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Daar sien julle die beklemtoning van vers 1, dat hulle dit vroeër geweet het, die profete. Hierdie profete was by die verskillende dorpe, dis baie soos 'n godsdienstige skool gewees, by elkeen van die dorpe. En Elisa het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. In woorde, dit is daai manier waarop ons sê, maar ons wil nie slegte nuus hoor nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe, derde plek. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het saam in Jerigo aangekom. Die profete van Jerigo het na Elisa toe gekom en vir hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? En hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe, vierde plek. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. 'n 50-tal van die profete is agterna, so uit die verskillende plekke uit, het agterna gekom en op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, het opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daardeur is. En net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, voordat ek van jou al weggevat word? En Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou weggevat word, mag dit dan gebeur. Maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie. En terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur, wat hulle twee van mekaar geskei het. En Elia se 'n stormwind op die hemel in. En toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Net tot daar wat ons gaan saamlees, toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in 2 stukke geskeur. Dit is 'n teken van rou wat hy gevat het, en dan tel hy die mantel van Elia op, wat Elia laat val het op die grond, wat daarmee, julle sal onthou die vorige preek, ek het gesê die mantel is die amp van Elia,
Hy neem dan met ander woorde die ampt van Elia as profeet in Israel op. Baie ingewikkelde stuk gewees. Hier is soveel temas in hierdie stuk wat 'n mens mee kon werk. En op die ou einde het ek toe besluit om met hierdie 4 plekke te werk. Gilgal, Bethel, Jerigo en Jordaan, wat in die gedeelte voorkom. En ons het die afgelope week gehoor in ons land dat daar gevra is dat die Kruger Wildtuin se naam verander moet word. En ek het net vir myself gesit en dink, besef ons regtig hoeveel waarde word aan 'n naam geheg. Die reaksie was onmiddellik van oralsoor. Sommige positief en sommige negatief oor die besluit of die voorstel. Ek dink nie ons besef altyd watter waarde is daar aan plekname vasgevang nie. Nie net intellektuele waarde nie, maar ook emosionele waarde wat daar is. Ek dink baie van ons kan nogal met nostalgie terugdink aan die plekke waar ons gebore is. Dis plekke wat vir jou nogal belangrik is. Dis 'n naam wat vir jou belangrik is. Ander name is dorpe wat emosionele reaksie kan opwek in ons land. Dink maar iets soos Bloedrivier of Sharpeville. Selfs tye kan verskillende reaksies ontlok by ons. Dink maar aan die datums so 16 Desember by ons in Suid-Afrika, die 11de September 2001 in Amerika, of die 7de Oktober 2023 in Israel, of dan ook 10 September hierdie jaar, toe Charlie Kirk doodgeskiet is daar by die Universiteit van Utah. Charlie Kirk en hierdie ander gebeure het almal reaksies ontlok. En as jy gaan kyk op die Facebook, sê ek agterkom, sommige reaksies is snedig, sommige reaksies is hartseer, sommige reaksies is geskok. Maar dan net weer vir ons sê dat daar in tye en in name geweldige krag lê. Dat die oomblik as dit gebruik of misbruik word, kan dit 'n geweldige klomp energie loslaat. En ek wil dan vanoggend na hierdie 4 plekke kyk, Gilgal, Bethel, Jerigo en Jordaan. En ek wil hê ons moet na hierdie 4 plekke kyk op 3 maniere. Die eerste, die teks self, hoe hy die teks verskyn. Die tweede een is hoe dit betrekking het op die Here Jesus. En daar in die derde plek, hoe dit betrekking op ons. Nou by Gilgal in vers 1, die plek was die plek waar Israel direk na die intog, die heel eerste keer, weer die Paasfees gevier het. En toe was al die kinders wat in die 40 jaar gebore is, in die woestyn, wat nie besny was nie, al die manne, wat nie besny was nie, is toe besny op daardie dag. En dit was 'n geweldige groot fees. En dit was 'n tyd gewees waarin Joshua, wat die leier was op daardie stadium vir die volk gesê het, nou moet julle kies, wie gaan julle dien? Ons gaan hierdie vreemde land in. Ons gaan onder hierdie vreemde plekke in. Daar's 'n roeping wat die Here vir ons gegee het, wat ons moet nagaan. Die naam Gilgal beteken sirkel of wiel. En daarom word dit altyd verbind met iets wat nuut begin, of dit kan iets beteken wat jy iets moet agterlaat. Nou in terme van die begrip van vorentoe gaan beteken, die volk gaan nou die nuwe beloofde land in, van agterlaat beteken dit, ons is klaar met slawery. Ons is klaar met die 40 jaar waarin God ons moes inoefen oor hoe om in hierdie nuwe land te kom leef. En die enigste 2 manne wat daardie 40 jaar oorleef, is Joshua en Caleb. En as jy gaan kyk na die 2 se name, terwyl ek so met name speel, as jy gaan kyk na die 2 se name, die naam Joshua word afgelei, dieselfde as Jesus, afgelei van verlossing, of losmaak. Die tweede naam van Caleb is baie interessant, want Caleb is eintlik 'n negatiewe woord, en dit beteken hond. En dis een van die min plekke in die Bybel, waar daar positief oor honde gepraat word, of die hondverwysing positief voorkom, in die naam van Caleb. En dit is omdat dit hier verbind word, julle sal onthou, dit was net Joshua en Caleb, wat positief was, oor die beloofde land. Die ander 10 verspieders was nie, hulle was negatief. Maar Caleb en Joshua kom dan in. En dan kom jy hierdie kombinasie van hierdie 2 name van Joshua en Caleb, dat het gaan oor verlossing en getrouheid. Die gedagte dat 'n hond is 'n man se beste vriend. Dit kom baie sterk
voor in die Joshua teks, Joshua 5, as jy daar wil gaan kyk. In die Ou Testament kry jy dan, soos ek gesê, die plek waar die verbond hernu word, deur 'n bloedteken, die besnydenis, onder die Israeliete. En dis nou voor hulle nou onder Joshua se leiding die beloofde land aantrek. En dit bevestig, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword, as 'n openbaring hier mag aanhaal. En daarom beteken Gilgal die plek van vernuwing, van verandering, 'n plek waar 'n mens die verlede moet agterlaat en vorentoe beweeg, en dit word gekoppel aan verlossing en getrouheid. Wanneer ons Gilgal betrek op Christus, dan sal ons sien dat Christus se menswording word die radikale omkeer, deur die wiel wat draai in ons gids. En wanneer ons aan Gilgal gaan kyk, dan sien ons dat Jesus deur sy menswording, die belofte wat God in Genesis 3 vers 15 maak, dat hy iemand sal stuur wat die slang se kop sal vermorsel, dat daardie belofte word nou 'n werklikheid. En in Christus kom die nuwe verbond dan tot stand, deur die doop, en nie bloedverbond nie. Christus is die laaste een wat sy bloed gee, sy lewe gee, sodat ons onder die nuwe verbond kan ingaan, wat deur waterreiniging bewys word. Wat is dit beteken dit vir ons as kerk? Ek dink ons kry die opdragte van beide Joshua en Caleb. Ons is veronderstel om verlossing vir die mense rondom ons te bring. Verlossing te vertel van die beloofde land waartoe ons op pad is, waar God regeer. En ons is veronderstel om dit getrou te doen. Elke een van ons, wat onsself 'n gelowige noem, het hierdie amp. Bring my by die tweede naam, die huis van God, Bethel, in vers 2. Bethel verwys na Jakob se droom. Daar waar julle onthou, hy is besig om te vlug weg, want Esau wou hom vermoor, so hy is besig om te vlug na sy oom toe, sy ma se broer toe, en dan gaan slaap hy daar op 'n plek, en hy droom van hierdie leer wat van die hemel af na die aarde toe kom, waaroor in Genesis 28, wat dan beteken dat daar's 'n kontak tussen die hemel en die aarde. As hy wakker word, dan sê Jakob, wow, hierdie plek is besonder, want God is hier teenwoordig, en ek het nie eers geweet nie. Dit ruk my altyd, as ek daardie gedeelte lees. Hy sê, in die 2020 vertaling, dis 'n skrikwekkende plek, waar God teenwoordig is. Dis 'n poort na die hemel toe, wat oopgemaak het. En as ek en jy dan daaroor dink, om na die kerk te verwys, is as die huis van die Here, as die huis van God, is met ander woorde 'n teruggryp na Jakob, wat gesê het, maar hierdie kerk, hierdie gemeente, is die poort na God toe. En dan kan ons nie anders, as aan te dink daaraan, dat die Here vir Petrus gesê het, julle hou die sleutels. Julle kan vir mense toesluit, of julle kan vir mense oopsluit. Ons is die poort na God toe. Kerkvaders, soos Ignatius van Antiochia, of Irenaeus van Lyon, of Cyrillus van Tarcago, het almal uitgegaan van die standpunt. Dis onmoontlik om jouself 'n gelowige te noem, en nie deel te wees van 'n kerk nie, 'n gemeente nie. Augustinus kom reguit en hy sê, wie die kerk sy moeder noem, kan God sy vader noem. Anders is dit onmoontlik. As jy nie in 'n gemeente behoort nie, kan jy nie God jou vader noem nie. Dis sy baie sterk standpunt, wat ons by Augustinus in die 3de eeu kry. Onthou, dit was 'n tyd van vervolging, en direk net nadat die kerk staatskerk geword het onder Konstantin. Hoe dit betrekking op Christus? God wat vlees geword het en onder ons kom woon het, Johannes 1 en Johannes 2, vertel vir ons het nie meer nodig om na God toe op te klim nie. God het na ons toe afgeklim. Christus Jesus word die leer waarvan Jakob gedroom het, sê die kerkvaders. Op Christus se koms na die aarde toe, klim God na ons toe af, sodat hy by ons kan wees. Om vir ons te sê, hierdie plek is waar ek is nie nodig om skrikwekkend te wees nie. Hierdie plek waar ek is 'n plek waar jy vrede kan hê. So in Christus, soos Paulus daaroor praat, behoort ons toegang vir God, na God toe, en sy vergifnis uit te straal na mense toe. Ons moet vir mense kan wys, ons is vergewe. Ons moet die poort oopmaak na God se genade toe.
Ons is behoort die plek te wees waar God kan kom en mense kan ontmoet soos wat hy vanoggend hier teenwoordig is. Die derde plek, Jerigo, vers 4. Dis die eerste stad wat Israel inneem wanneer hulle in die beloofde land intrek. En daarom word dit 'n simbool van menslike mag. Maar as gevolg van die wonder wat daar gebeur, dat God ingryp, is dit menslike mag onder die gesag van God. En dis belangrik dat ons dit moet raak sien in die simbool. Dit gaan oor redding. Maar dit gaan nie oor redding wat ons bring nie, maar redding wat God bring in die Here Jesus. Dus Jerigo word daarom 'n simbool van sondaarsmense, soos Rahab, binne in die stad, wat tot bekering kom, besinning kom, en aan God en sy mense se kant kies. En dit is nie net vir haarself voordelig nie, maar ook vir haar hele familie. Want ons lees in die skrif, dat hulle almal word gered, toe Israel Jerigo inneem. Jerigo in die Ou Testament is 'n simbool van geloof, soos by mense, soos by Rahab. Dit is 'n simbool van goddelike ingrype, soos die stad in mekaar stort, bloot eenvoudig toe God verheerlik word. Dit is 'n simbool van triomf, die oorwinning van die Israeliete. Maar terselfdertyd 'n baie duidelike waarskuwing vir ons, dat ons moet pas op om nie vir onsself die eer toe te eien nie. Want wat gebeur direk na Jerigo? Daar's 'n ou klein stadjie, sy naam is Ai. En wat kan hierdie klomp doen? Hulle kan nie die stad opneem nie. Joshua sê vir hulle, julle moenie gaan nie. Die Here is nie met ons nie. Die Here gaan nie saam met ons gaan nie. So ons moet pas op dat ons geestelike oorwinnings nie maak dat ons groot kop kry en dink dat ons kan doen net wat ons wil nie. Die leer en die hoor, die lig wat ons nodig het uit die woord van God, moet bepalend wees vir wat ek en jy gaan doen en hoe ons daar gaan werk. God behoort altyd die eer vir elke oorwinning in ons te kry. In die verhaal van Elia sien ons hoe Elia se geloof en afhanklikheid van God hom regdeur dra. By Krit, by Sarfat en Sidon, op die berg Karmel. Maar die oomblik as hy dink, daar staan hy triomfantlik op berg Karmel, ek het gewen. God het my gehoor, God luister na my. Dan is dit 'n vrou se woorde wat hom vlor, wat vir hom sê, as ek jou in die hande kry, is jy teen môre aand hierdie tyd dood. En dan kry ons vir Elia wat vlug. 'n baie pragtige weergawe van presies wat ons kry ook met die intog. Dat ons nooit so trots en eie geregtig raak met ons bekering, dat ons God se prentjie in ons verdof nie. In Christus se verhaal op aarde kom die stad Jerigo op twee plekke voor, twee verhale voor. Die eerste een is dat is die plek waar blindes begin sien. Hy die lig van die wêreld laat blindes sien, die blinde Bartimeus wat ons kry in Matteus 20, Markus 10 en Lukas 18. En in die verhaal van die barmhartige Samaritaan kry ons dat 'n Samaritaan, 'n persoon wat deur die Jode verafskuw word, dat hy 'n Jood help wat op pad is Jerigo toe vanaf Jerusalem. Lukas 10 vers 30. En daar's 'n pragtige stuk genade wat ons in die verhaal van die barmhartige Samaritaan moet raak sien. Jesus vertel van 'n man wat van Jerusalem na Jerigo op pad is. Hoekom nie anders daarom nie? Want die beeld wat Jesus gebruik is hierso, is 'n man wat op die regte plekke was, die regte by die godsdienstige plekke was, die huis van God was, die tempel was in Jerusalem, en nou gaan hy na Jerigo toe, die plek wat verower moet word. Maar die naam Jerigo hou ook verband met die maangodin. Die Hebreëse woord vir maan is Jereach. En die maangodin is in Jerigo aanbid. Dit was 'n redelike goddelose dorp, en dit was op daai stadium ook 'n dorp van die Samaritane, so dit was die Jode het nie graag daartoe gegaan nie. En die pad tussen Jerusalem en Jerigo was berig vir rowers. Josefus, 'n tydgenoot van die Here Jesus, skryf daaroor en hy vertel dat mense nooit alleen hierdie pad aangepak het nie, want dit was 'n gevaarlike pad om te gaan. En Jesus lyk vir my kom vertel dan hierdie verhaal
om vir ons 'n paar dinge uit te lig. In die eerste plek wil hy sê, mense kan dom besluite neem. Jy weet, dis 'n gevaarlike pad. En dan staan daar uitdruklik in die teks, daar was 'n man, met ander woorde enkelvoud, wat die pad vat, alleen, na Jerigo toe. En die Here Jesus wil sê, jy moet pas op, jy kan nie alleen 'n rowerspad aanvat nie. Dis die praktiese ding wat die Here Jesus hierso sê. Die tweede ding wat die Here Jesus hierso sê, is jy kan dalk kry, dat mense wat jy dink jou vyande is, diegene is wat jou gaan help. Die verrassing wat ons hier het. Nie die rowers kom jou te help nie, maar juist dan ook die Samaritaan wat die Jode nie van gehou het nie. Om uit te wys dat mense wat die waarheid in Jerusalem kry en dan afdwaal na Jerigo toe, want Jerigo lê laer as wat Jerusalem lê, was 'n geweldige risiko as gevolg van die rowers. In Johannes 8 vers 44 word daar vir ons verwys na die duiwel as 'n moordenaar van die begin af. En as ons die teks van die Samaritaan lees, dan staan daar vir ons, hulle het hom laat lê asof hy dood is. So met ander woorde, jy moet hierdie koppeling maak, dat Jesus sê, bose is dodelik gevaarlik. Ook vir 'n gelowige, moenie dom besluite neem nie. Sorg dat jy nie alleen is, wanneer die duiwel jou aanval nie. Jesus wys met ander woorde, die gevaar uit van mense wat risiko's loop, binne die grense van die duiwel. Ons as kerk, ons leef vanuit die oorwinning van Christus, en dit getuig teen al die dinge waarmee ons vandag te doen kry, vreemde ideologieë, sonde, magsmisbruik, korrupsie. Ek en jy behoort daarteen op te tree. Ons behoort van Jerusalem af te gaan na hierdie plekke toe. Maar ons moet dit nie dom doen nie. Dit leer ek uit hierdie teks uit. Dit gaan nie vir my veel daaroor, en ek wil nie veel oor die wegraping praat van die afgelope tyd nie. Maar die feit dat mense so maklik mislei is met hierdie saak, is my 'n sprekende voorbeeld van hoe maklik ons as gelowiges risikopaaie kan ingaan, sonder om voorbereid te wees vir wat ons kan doen. En die geweldige invloed wat dit op ons en op die mense rondom ons kan hê, wanneer ons dit doen. Die vierde plek dan die Jordaan, vers 6. Die naam Jordaan is afgelei van die Hebreëse woord wat beteken om te vloei, of neer te daal. Dit word dus verbind met die lewende water en spiritualiteit, en dit gaan letterlik oor begrensde besluite. Dit is die plek waar jy jou besluit moet neem. Ons kry dit reeds vroeg terug in die Bybel, wanneer jy daar in Genesis 2 gaan kyk, na die riviere, die 4 riviere, wat die tuin van Eden afbaken, van die res van die skepping af. Met die uittog is dit die Jordaan wat die grens word, tussen die woestyn en die beloofde land. Dit word die plek van deurgang en oorgang, wat afbaken en oorgesteken moet word. Die Jordaan word direk met Christus se doop gekoppel. Wanneer Jesus 'n keuse maak, wanneer Jesus kom en hy sê vir Johannes, ek wil hê jy moet my doop, dan sê Johannes, maar ek is nie eintlik in staat om jou te doop nie. Jy is baie magtiger as wat ek is, jy moet my eintlik doop. En dan sê Jesus vir hom, sodat geregtigheid kan geskied. Wat bedoel Jesus daarmee? Jesus kom en met daai oomblik, die doop van Johannes was 'n reinigingsdoop, sê Jesus, ek neem die sonde van die wêreld op my. Was dit af. En dan sou Jesus daarvoor boete doen, later, 3 jaar later, aan die kruis. En Paulus kom en Paulus leer vir ons, dat wanneer ons in Jesus se naam gedoop word, in Romeine 6, is ons in Jesus se dood en sy opstanding gedoop. Die doop is met ander woorde van God se kant af, 'n uitreik na my en jou, om vir ons te sê, ek was al jou sonde af, en ek gee vir jou nuwe lewe. Johannes 4 en 7. As Jesus sê, ek is die lewende water. As kerk beteken dit dat ons saam met die gelowiges deur al die eeue ook 'n pad moet stap soos Elia en Elisa. Dit vereis van ons toewyding, vereis van ons volharding, getrouheid. Dit val op dat Elia kortweg vir Elisa sê, die Here stuur my na die of daai plek toe. Bly jy hier, ek gaan. En dat Elisa dan elke keer sê, nee, so waar is wat die Here leef, en u leef, dis 'n manier van 'n belofte af lê.
ek sal dit nie doen nie. God het Elia geroep om Elisa te salf. En Elisa het vir Elia gehoorsaam en hom bly volg, sy helper geword al die jare wat hy nog geleef het. God het met ons en ons kinders by die verdoop 'n verbond gesluit om Jesus te volg. Ons het beloof om hom te volg. En ons het beloof om ons kinders groot te maak om hom te volg. Waar is ons? Waar is ons kinders? Waar staan hulle? Waar staan ons? Elisa weier om Elia te verlaat wanneer Elia na Bethel toegestuur word. Hoekom is die huis van die Here so gebroken vandag? En ek bedoel nie net die universele kerk nie. Ek bedoel ook gemeentes. Petrus skryf daaroor dat ons 'n geestelike huis van die Here is. Maar dit wil my voorkom asof ons geestelike mirasies geword het. Die huis van die Here as gemeentes het vol gate geword waardeur allerlei snaakse winde kom waai. En as Paulus oor die bose geeste in die lig praat, dan gebruik hy die woord vir wind. Allerlei snaakse wanopvattings. Die mistasting oor die doop. Die wanopvattings oor die doop. Die wanopvattings oor die wederkoms van die afgelope tyd. Die wanopvattings oor die woord van God, letterlik, figuurlik, histories, niks werd. Dit vra van ons aan ons tyd en ons omstandighede om weer 'n keer standpunt in te neem. Dit vra van my en vir jou om die woord van God so te gebruik dat die waarheid verkondig word. Nie wat ek wil hoor nie en ook nie wat ek wil sê nie. En daarom wanneer ons by die woord van God kom, moet ons erns maak met die woord van God. Dis net so verkeerd om mense voortdurend te wil veroordeel, as wat dit is om mense voortdurend te wil herinner, God is net liefde. Want God se liefde is nie sonder sy oordeel nie. En sy oordeel is nie sonder sy liefde nie. Elisa weier om Elia te verlaat, wanneer Elia na die Jordaan gestuur word. En baie mense wat hulle self as gelowiges beskou, raak teleurgesteld in die Here. Ek sien dit in die 50 profete wat op die kant bly staan om te kyk wat gaan nou gebeur. In Johannes 6 vers 60 tot 71 word daar vertel van hoe Jesus se disippels, die woord word spesifiek gebruik, van Jesus se disippels nie meer hom kon volg nie. Wat gesê het, nou raak dit erg. Nou sien ons nie meer kans vir hierdie Jesus nie. Hulle het moed opgegee. Hulle het moed opgegee op die pad saam met die Here Jesus. Hulle het moed opgegee om saam met die Here Jesus te gaan. Hulle het op die kant bly staan om te kyk. En dis Elisa wat saam met Elia deurstap. Soos wat ek en jy saam met Jesus moet deurstap in die dood en die opstanding. Moenie moed opgee om die volle pad van verlossing saam met die Here Jesus te stap nie. Wanneer God ons verlossing bewerk, dan doen hy dit nie op 'n goddelike manier nie. Want God het niks verkeerd gedoen nie, so hy het nie nodig om enige versoening te doen nie. Maar wat doen hy? Hy stuur sy seun om 'n mens te word, gebore uit 'n vrou, om ons sondes op hom te neem en daarvoor te betaal. Die brose Godmens, Jesus op aarde, betaal met sy lewensbloed, sodat ek en jy 'n oop deur kan hê na God toe. Ek wil vir Elia telkens vervang met Jesus by die plekke wat ek genoem het. Sal ons Jesus volg wanneer ons van Gilgal aftrek, van hierdie plek af, hier van die kerk af buitekant? Gaan ons Jesus volg? Gaan ons soos hy optree? Gaan ons hom raak sien? Doen wat hy doen? Sal ons Jesus volg sodat ons werklik deel mag bly van Bethel, van die huis van God? Geestelike huis wat Petrus van praat. Sal ons Jesus volg en sy lig herken tussen die baie valse ligte en valse berigte op pad na Jerigo toe? Sal ons Jesus se hand neem sodat ons droogvoets beteken maar net sonder enige probleme, deur die Jordaanwater kan loop? En sal ons dan kan vra, Here, gee my 'n dubbel porsie
van die Heilige Gees. Nie sodat ek wonderlik mag wees nie, maar dat die mense in my, U sal kan sien. Want jy sien, Elisa keer weer terug. Hy gaan en hy doen presies dieselfde wat Elia gedoen het. Slaan die water gaan oop en hy stap terug. Waarna toe stap hy terug? Die 50 profete wat op die wal staan en wag. Broers en susters, ek en jy word opgeroep om met die gawe van die Heilige Gees wat ons geloof in ons bewerk het, te gaan na die wêreld. Die wat afvallig geraak het van die kerk, maar ook vir hulle wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Kom ek en jy gryp deur Jesus se hand vas, sodat ek en jy kan stap saam met Jesus en hom volg. Mag dit so met ons wees. Amen. Here, ek bid vir 'n dubbele porsie van die Heilige Gees, sodat ons nie sal verdwaal op die pad van Gilgal na Bethel, na Jerigo toe en na U toe nie. Here, wees ons genadig. Amen.